wereld versmacht. Laat de wonderbaar krek ver mij naast. Van die dierbare lamp, die hemel verlaat, en hij draagt het tot op Golgotha. Het bemind naar die orieve kruis, tot het voer om mijn schatten verdoen. Ja, het ligt aan die orieve kruis. Geen verhuilde die een dag vergroeien. En die orieve kruis, zo vol heilige rust, is een heerlijk vooruitzicht voor mij. Want aan die oude kruis smaakt mij heel aan die dood, om mij van mijn schuld te bevrijden. Oh ja, ja, ik bemind naar die orieve kruis, tot ik voer om mijn schatten verdoen. Ja, ik lig aan die orieve kruis. Een verhuilde die een dag vergroen. Aan die orieve kruis blij ik altijd getrouw. Zij schande brengt de blijdschap voor mij. Tot hij mij die dag roept naar mijn huis wat hij woont, om vereeuwigd bij hem te kan blijven. Ik bemind naar die orieve kruis, tot ik voer om mijn schatten verdoen. Ja, ik lig aan die orieve kruis. Ik verhuil die een dag vergroen. Ik bemind naar die orieve kruis, tot ik voer om mijn schatten verdoen. Ja, ik lig aan die orieve kruis. Ik verhuil die een dag vergroen. Oh yes, halleluja, praise the Lord, halleluja. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then for
waar ons vir ewig sal lewe. Oh, halleluja, halleluja, prys die naam van die Here in die kruis, dank U, Here Jesus, vir die bloed van die kruis. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Vader, dank U dat ons deur U seun tot U kan nader. Dank U dat in die woord is het geskrywe in Jesaja 53 en dat het God behaag om hom te verbrys. En nou, Vader, dank U dat U U seun nie terughou het. Dat U niks uitgesonder het, maar dat U hom oorgegee het. En hy het U wil kom doen op hierdie aarde. En hy het sy alles gegee. Nie hy dwang nie, maar vrywillig. Sodat ons wat sondaars was, en die wat sondaars is, gered kan word deur die bloed van die kruis, versoen kan word deur die bloed van die kruis, vrede gemaak kan word deur die bloed van die kruis, verlossing kan kry deur die bloed van die kruis, saligheid kan bekom deur die bloed van die kruis, reiniging deur die bloed van die kruis. O, Vader, dank U dat U U seun in volheid gegee het, sodat ons deur hom die volheid van die ewige lewe kan kry, deur die bloed van die ewige testament. Baie, baie dankie dat ons waarlik kan roem in die kruis. Here, ons sing, there is room at the cross for me. Kom kniel by die kruis. Kruis het my las laat verdwyn. En Here, so kan ons dit woord vir woord, vers vir vers, lied vir lied, koortjie vir koortjie, kan ons aanhaal wat die bloed van die kruis vir ons werklik beteken en gedoen het. Ons eer U in hierdie dag, dat ons dan kan stilstaan vir 'n paar oomblikke by die kruis van Golgotha. By die kruis met die bloed van die lam. Baie, baie dankie dat ons het dit alles verkry, omdat God ons dit genadiglik geskenk het, deur U kosbare bloed. Verheerlik U naam dan in elkeen van ons lewens. En laat ons as bloedgewastes hier op die aarde sal wandel. Wanneer ons weet dat die bloedgewastes is alleen hulle wat ook verlostes genoem word. Ons sing as die verlostes huis toe gaan, en Here, dit is waar. Verlos deur die bloed. Alleen daardeur kan ons eendag huis toe gaan. Seën dan U woord in hierdie dag aan elkeen van ons harte. Ja, Here, laat elke oor bestryk sal wees met die bloed van Jesus. Sodat net dit wat die waarheid is, wat kan vrymaak, kan ingang vind, en dat ons in waarheid kan wandel. Dankie dat U vir elkeen 'n oor gee om te kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En bo dit alles, Here, laat ons nie uit onsself sal spreek nie. Maar dit wat ons spreek ons deur die Heilige Gees.
wat ons geleer en gelei het in die hele waarheid. Gees van die waarheid, wat net die waarheid kan verkondig. Baie, baie dankie, dat u dit so doen, en seën ons nou so saam in Jesus naam, en ons prys u. Amen en amen. Dank die Here dat ons in hierdie môre saam kan wees. Kruisigingsdag van die Here. Groet jy almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Die telefoonnommers 0828741705. Halleluja. Is vir my net wonderlik. Die afgelope paar maande het ek baie gepraat oor die bloed en die bloed van die kruis. En wat vir my kosbaar is, hoe meer ek oor het praat en ek luister wat die Heilige Gees vir my sê oor die bloed, hoe meer wonderlike dinge kom uit as gevolg van die bloed, van die kruis. En daar is een ding wat my hele lewe lang altyd by my, dit was altyd daar. En ek kon dit nooit in werklikheid verstaan nie. En ek het eintlik nooit daaroor gepreek op nie. Al die jare wat ek in die bediening staan, het ek het nog nooit werklik daaroor gepreek nie. En die Here het dit vir my gegee vir hierdie dag, omdat ons dit die kruisigingsdag noem. Want dit wat ek vanmôre vir u gaan bring, het absoluut te doen net met die kruis en die bloed van die kruis. Ek onthou vroeër jare se predikers het gepreek, ek het dit self gepreek, jonk in die bediening. Hulle het hierdie woorde gebruik, gee my jou hart, sê die Here. Gee my jou hart. En nou so 'n paar jaar terug, toe hoor ek predikers begin sê, ja, maar dit staan nêrens in die woord, gee my jou hart. Die Here vra, gee my jou hart. Ons het in die sonnaskool gehoor, in die Pinksterkerk in die sonnaskool gehoor, gee my jou hart, sê die Here. Gee jou hart vir die Here. Gee jou hart vir die Here. En toe ek nou begin hoor van die Here, die woord sê nêrens ek moet my hart vir die Here gee nie. Toe bly dit by my en ek vra die Here, Here, hoe werk dit? Dat meen ek kan vir niemand meer sê, gee jou hart vir die Here. En in hierdie week, toe praat die Here met my oor hierdie ding, dit wat ons sê, gee my jou hart. En ek het na die woord van die Here gegaan, en hierdie paar skrifte wat baie by my gekom het, en wat baie oor gewonder het. Ek het dit al genoem in boodskappe ook, maar ek het dit self nie reg verstaan nie. En daar is iets interessant oor die hart van die mens. Ek gaan 'n versie lees, Jesaja 65 vers 17. Hy sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Hy sê, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in julle hart nie opkom nie. Dit meen, daar moet iets gebeur. Die Here skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En aan die vorige, dit meen dit waarin ons nou lewe. Dit sal nie weer in ons harte opkom. Ons sal dit nie weer bedink. En ek lees die volgende vers. Want dit is vir my so
wonderlik. Hy sê Jesegiel 18 vers 31. Hy sê, werp al julle oortreding waardeur julle oortree, van julle af weg. En nou sê die woord, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Toe ek het lees, toe besef ek. Hy sê, maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Ek en u kan dit nie doen nie. Ons is nie in staat nie. Want waarom wil julle sterwe? Dit meen, as ek nie vir myself 'n nuwe hart en 'n nuwe gees maak nie, gaan ek sterf. Ja, maar die Here red my. Ek wil vandag vir jou sê, as jy die kern van die saligheid nie kan doen nie, is daar vir jou geen saligheid. En dit wat ek nou gaan sê, die doop na bekering kan dit nie vir jou doen nie. En ek gaan verder. Die Heilige Gees dooping kan dit ook nie vir jou doen. Die Heilige Gees spreek oor ons hart. O ja. Halleluja. En die doop is om alle geregtigheid te vervul. Maar as ek nie geregtigheid bekom het deur die geloof en deur die bloed van Jesus nie, kan ek met die doop nie die geregtigheid vervul. Die doop kan geen hartsverandering bring. Die Heilige Gees ook. Maar die woord vermaan my en jou. Maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. En hy gaan verder die woord. En ek lees toe hierdie skrif, en dit is in Filippense 3 vers 1. Verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. En dit gee julle sekerheid. Hier is die wonder van die saak. Dit meen Paulus skryf, broeders, dis nie vir my lastig om dieselfde ding aan julle te skryf, en ek wil nou vandag vir julle sê, dis vir my nie lastig om elke diens oor die bloed te praat nie, en oor die kruis te praat nie. Want wat sê Paulus? Hoor wat sê? Hy sê, en dit gee julle sekerheid. Maar nou wil hulle die werk van die bloed afgooi na die doop en na die Heilige Gees. Dit is waarmee hulle vandag besig is. Want hulle verstaan nie die bloed van die kruis nie. En ek noem dit die bloed van die kruis, want dis die bloed van Jesus. Hulle het hom gegeesel, hulle het hom geslaan, hulle het 'n doringkroon op sy kop, en die bloed het gevloei in die bloed. Maar weet jy wat? Al daardie bloed is saam met hom op die kruis vasgenaal. En daar aan die kruis het hy nog steeds gebloei. En wat vir my die wonder van hierdie saak is dat ons moet hierdie dinge weer aan mekaar vertel. Sodat ons sekerheid kan kry van ons saligheid wat in Christus is, wat deur die bloed gekom het. Daar is geen alle saligheid nie. Daar is geen saligheid in die doop nie. Daar is geen saligheid in die Heilige Gees nie. Wat wel wonderlik is van die Heilige Gees, Christus is gedoop in water en is gedoop in die Heilige Gees. So sy bloed is deurdronge ook met die Heilige Gees. Maar die werk tot saligheid kan alleen deur die bloed van Christus kom. In Christus.
En ek het dit al reeds vertel, daar's net een manier hoe ek en u in Christus kan kom, en dit is deur die bloed. Hoe werk dit? Ons moet saam met hom gekruisig word. Dit meen, sy bloed. Ek word nou aan die kruis, saam met Christus gekruisig, en nou is ek verbind met sy bloed, en ook in sy bloed. Dis waarom die woord praat van die skeur van die rots. Want die skeur van die rots is Christus Jesus wat geskeur is, en ons kan in hierdie rots ingaan. En ek wil nou vandag vir jou sê, die doop kan nie die skeur maak nie, en ook nie die Heilige Gees nie. God die Vader het die skeur gemaak. En hy sê hierdie mooi woorde in Jesaja 53, ons almal ken daardie gedeelte, ek het hom gebid ook, maar ek wil dit vir u lees. Halleluja. Hy sê Jesaja 53, hierdie woorde. Hy sê 10de vers, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Hy het sy siel 'n skuldoffer aangebied. En hy sal 'n nakroos sien. Dis nie interessant nie. Die Vader het hom verbrysel, sodat daar 'n skeur kan kom, sodat ons in die skeur in Christus kan kom. So, waar kom ons in Christus? Aan die kruis, deur die wonde, deur die bloed. Gaan ons in hierdie skeur. Halleluja. En nou sterwe ons ook saam met Christus. En dit is wat belangrik is. En nou kom ek by die sterwe. Om te sterwe, toe Christus, toe hulle die spies in sy sy steek, en die water en die bloed uit, ek dink hulle het hom met die kant van die hart ingesteek. Seker diep genoeg, laat hy die hart ook bereik het. Maar, wat belangrik is dat water en bloed het uitgekom. En dit is hier waar die wonder van die hart bestaan en ontstaan het. En dit is, hy sê in die Ou Testament, halleluja, dit met ek sterwe saam met hom. As ek sterwe, wat hou op werk? My hart. Ek praat nou nie van my gees wat uit my uitgaan en my siel wat uitgaan nie. Ek praat nou van hierdie ou vlees. Hy sterwe, nou, dit meen sy hart gaan staan. Halleluja. En toe wys die Here my deur die Heilige Gees. Ek wil die volgende verse lees. Jesegiel 11 vers 19. Hy sê, en ek sal hulle een hart gee. Halleluja. Een hart. Ek wil net nou mooi sê, dat die liggaam van Christus het net een hart. En dis die hart van Jesus. Maar met ons gebeur die volgende. En 'n nuwe gees in hulle binneste gee. Waar die gees? Die gees van Christus. Nou gaan hy verder. Hy sê, ek sal die hart van klip uit die vlees verwyder. Dit meen, die hart van klip, van Adam af, toe hulle sondig, tot by die kruisiging en Jesus aan die kruis, was die hart van klip in die mens, en tot vandag toe is die hart van die mens 'n klip. Nou, waar kom hierdie hart van klip vandaan? Baie interessant. Die Here sê in die begin vir Adam en Eva, hy sê, julle mag nie eet van die boom wat in die middel van die tuin staan, van die boom van die kennis van goed en kwaad. Julle mag nie eet nie. So mag nie is 'n wet eintlik. Is eintlik maar 'n gebod. En hierdie wonder, en dis vir my so wonderlik. En die mens het met die hart van klip aangekom. Maar wat werklik die hart van klip beskryf het, is toe die Here God die wet met sy gebooie gee.
dis op kliptafels geskrywe. En die hart van die klip van die mens in die hart van klip van die mens in daardie tyd, daai wette en gebooie is op klippe geskrywe en dit stel ons hart voor. Maar nou kom die Here sê, maar ek sal daardie hart van klip uithaal. Nou wil ek vandag vir u sê. Daardie hart van klip met sy wet en sy gebooie. Die Here haal hom uit. Dit meen, as ek die dag na die Here toe gaan en ek sê, Here, as ek wil gered word en ek wil gewas word deur die bloed van Jesus ensovoorts. En ek sê vir die Here, Here, gee my u hart. Waar die hart? Hierdie hart van klip. Ek gee hom vir u. Presies wat die woord sê. Hy sê, en ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder. Gee my jou hart. Dit meen, as jy my jou hart gee nou, dan gaan ek daardie hart van klip wat jy vir my gee uithaal, en ek gaan vir jou wat se hart insit. Hy sê, en hulle 'n hart van vlees gee. En nou kan ons in die Nuwe Testament gaan kyk. Dat die Here sê, hy sê, en ek sal dit op hulle harte skrywe, op die harte van vlees. In die Ou Testament is dit geskrywe op klipharte, waar die wet met sy gebooie. In die Nuwe Testament is die wet met die gebooie, is die wet van die Gees, en dis die wet van die liefde, en die liefde is die gebooie. Die liefde is 'n wet van liefde met gebooie, alles in een. En hierdie, oh halleluja, hierdie hart van vlees, wat die Here vir ons gee, hy beskryf dit so in Romeine 5 vers 5. Hy sê, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat ontvang het. So, net die hart van vlees, God kan alleen daarin sy liefde uitstort. Nie in die hart van klip, in die Ou Testament nie. Wat het jy geweet? Dat in die Ou Testament is, in die wet met sy gebooie, is daar nie liefde nie. Dis heeltyd, julle mag nie, julle mag nie, julle mag nie. Ja, maar hy skryf, maar jy moet die Here jou God lief hê. Oh, halleluja. Daardie verse is 'n bewys, iewerste, vorentoe. Sal God daardie liefde in ons harte uitstort, maar hy kan dit alleen doen, wanneer ons 'n hart van vlees gekry. Maar net hy kan die kliphart uithaal en 'n hart van vlees insit. Halleluja. En nou sê die woord verder, nog 'n versie. Hy sê in Jesegiel 36 vers 26. Hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem. Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Die hart van klip uit julle vlees wegneem. En julle 'n hart van vlees gee. Dit meen 'n hart wat vol liefde sal wees en nie vol wet met gebooie. Nou wil julle een gebod uithou en dit is die Sabbat. Jy het, halleluja, kom maar sê ek nou vir jou, al het jy 'n hart van vlees gekry, dan is daar 'n stuk klip in daardie hart. En ek dink nie, die Here gaan vir jou 'n hart van vlees gee as jy nog 'n stuk klip wil vashou van die Ou Testament, van die wet met sy gebooie. Dit is waarom die mense wat die Sabbat onderhou, onverskillig is teenoor die bloed, onverskillig is teenoor selfs die doop en onverskillig is teenoor die Heilige Gees. Dan wil hulle sê hulle het 'n hart van vlees. Nee, hulle het nog steeds die hart van klip.
En jy as kind van die Here en ek as kind van die Here, kyk 'n bietjie laat ons na onsself kyk in hierdie dag. Wat se hart het ons in ons? En dit is hier waar die Here vir my een van die mooiste iets oor die kruis gesê. Hy sê in Filippense 3 vers 2, let op die honde. Let op die slegte arbeiders. Let op die versnyding. Oor hierdie een gedeelte, let op die versnyding. Ek het baie gewonder, Here, maar wat is die versnyding? Hierdie versnyding wys na die besnydenis. Maar dan moes eers 'n versnyding plaasvind. As jy gaan luister na die mediese wêreld, as hulle die kruisiging verklaar en wat Jesus alles deurgegaan het en hoe sy vlees uitmekaar geskeur is, hoe sy gebeentes gewys word, sy longe seer gekry het, en oral het die bloed net uitgevloei. Dit meen Jesus aan die kruis is versny, dat het God behaag om hom te verprysel. En toe ek het lees, toe kom hierdie woorde. As jy saam met Christus gekruisig is jy deel en in die versnyding. Dat die kruis is eintlik die operasietafel waar God ons na die hart besny. Sê die woord so? Kom ons kyk. Dis baie belangrik. Halleluja. Romeine 2 vers 28. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. Halleluja. En wat 'n verborgene? En die besnydenis is die van die hart en die gees. Wat sê dit eintlik? 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. Nie na die letter van die Ou Testament met 'n kliphart nie. Sy lof is nie uit die mensie, maar uit God. Hoor, wat sê die woord? Besnydenis van die hart en die gees, nie na die letter nie. En op die operasietafel, as ek saam met Christus gekruisig word ek deel van die versnyding, en die Here God haal die hart van klip uit aan die kruis. En ons word daardeur besny na die hart. Want wat gedoen? Ons is besny en die klip word uitgehaal, van klip word uitgehaal en 'n hart van vlees word ingesit. En 'n nuwe gees. Halleluja. Die ou dinge het verbygegaan en ons sal nie meer daaraan dink nie, want die gedagtes van ons hart sal nou anders wees as voorheen. Ons gees sal anders wees as voorheen. Nuwe gees, 'n nuwe hart. Aan die kruis het ek en u, wat ons harte vir die Here gegee het, 'n hartoorplanting gehad. Oh, halleluja. Ek hoop u verstaan dit, want daarom is die kruis
Paulus sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet en Jesus as gekruisigde nie. Want wat het alles aan die kruis gebeur vir ons? Die belangrikste van alles, die hart van klip is uitgehaal en die hart van vlees, maar hier is 'n baie wonderlike ding. Nou, as ek weet, wanneer hulle hartoperasie, dan sit hulle daai persoon aan die hartmasjiene en hulle sit hom aan 'n masjien wat die bloed die hele tyd pomp, al is hulle besig met die hart. Halleluja. Ek dank die Here, ek het nie 'n hartmasjien nodig nie. En ek het nie 'n pomp, want ek is in die bloed van Jesus. Halleluja. Daarom sê hy, dis die Nuwe Testament in my bloed. Dit meen, hierdie hartoorplanting vind plaas aan die kruis, in en deur die bloed. Halleluja, dit meen, my nuwe hart van vlees is verbind met die bloed van Jesus. Ek het in my lewe nooit geweet wat ek vir my pa gesê het, toe hy vir my die dag vir my sê, ja, jy is nie 'n gerber nie, toe sê ek, ja, prys die Here, ek is die een nie, want ek het 'n bloedoortapping gehad. Min het ek geweet wat ek daai dag vir hom gesê het. Maar vandag weet ek en u wat 'n nuwe hart ontvang het met 'n nuwe gees, aan die kruis, saam met Christus gekruisig, ons het ook 'n bloedoortapping gekry. Want dis nie meer ons bloed nie. Ons bloed sal vloei. Ons sing daar jou koortjie. It's dripping with blood. Dis Holy Ghost gospel. It's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. It's dripping with blood. Dis Holy Ghost gospel. Dit met ons bloed wat vloei as ter wille van die kruis van Christus. En ons bloed is die bloed van Jesus. Halleluja. Dis waar die verbintenis tussen die vlees en die gees gekom het, is by die bloed. Maar daar's een ding wat God moes uithaal, en dis die hart van klip en 'n hart van vlees insit. En dit het hy aan die kruis gedoen. En nou, hier dit wat ek gelees het, ek wil dit graag weer lees, want ek herhaal dit sodat ons beter kan verstaan. Hy sê hierdie woorde: Romeine 2 vers 29, maar hy is 'n Jood wat in die verborge is. Die besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie, tot sy lof is, ja, sy lof is nie uit die mens nie, maar uit God. Halleluja. Prys die Here. Nou, ek gaan net die 2 Korintiërs 3 vers 3 lees. Hy sê, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diensbereid, geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nou, hoe skrywe die gees van die lewende God? Hy gebruik die bloed. Halleluja. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Wat sê Paulus? Dit wat nou op my hart geskryf word op die vleestafels van my hart geskryf. Ek het niks meer met die kliptafels te doen nie. Alles wat die Here nou in my skrywe, deur die bloed, is op die vleestafels van my en u hart. En as jy nog nie daar op die operasietafel was, saam met Christus gekruisig is, wanneer my ou hart uitgehaal word, halleluja, in jou kliphart, dan sterf ek saam met Christus. Maar die nuwe hart word oorgeplant, verbind
dat die bloed van Jesus kan deur hierdie nuwe hart werk. En nou dat dit gebeur het, en nadat ek gesterf het, die ou hart is uitgehaal, dit meen die ou dinge het verby gegaan, ek het nou 'n nuwe mens geword ensovoorts. Nou kan ek my laat doop in water as 'n nuwe mens met 'n nuwe hart. En met die bloed van Jesus. Dis waarom dat as ek saam met Christus gekruis het, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees ensovoorts aan die kruis bekom, en ek het gesterwe saam met hom. En ek gaan my nou begrawe in die doopwater. Halleluja. En ek staan dan op in 'n nuwe lewe. Dis so, ek wil amper sê, ek wil nie logies sê nie, want ek kan nie logies gebruik in die woord nie. Dis so verstaanbaar, dat, omdat ek deur die bloed gekom het, 'n nuwe hart, 'n nuwe gees, en ek laat my nou doop, nou, is die doop nou ook in staat om my te red, my sondes weg te was, nee, maar dis nie die oorspronklikheid van die doop nie, dis by die kruis. Daarom, ek moet my laat doop, en ek moet gedoop word met die Heilige Gees. Dis absoluut so, want alles in die Nuwe Testament is in die bloed, en ek is in die bloed, en deur die bloed in Christus. Halleluja. En deur hierdie bloed, met 'n nuwe hart, het ek 'n nuwe mens geword. Halleluja. 'n Nuwe mens het net 'n hart van vlees wat die Here gegee het. Halleluja. En nou sê in Galasiërs, kom ons lees dit saam. En ek ook Filippense 3 vers 3. Hy sê, want ons is die besnydenis. Waarom? Want ons is na die hart besny. En nou is ons die besnydenis in die Nuwe Testament. Dit meen die versnyding. Deur die bloed van die kruis. En ons harte geruil het na vleeshart. Is ons nou die besnydenis. Halleluja. Ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Dis vir my wonderlik. Ons vertrou nie meer op die vlees nie. Waarom? Ons moet nou vertrou op die gees. Ek wil net gou hier 'n versie lees. Halleluja. Ek het hom al gelees. Nou, wat nou hier gebeur? Nou dat ons die besnydenis is ons deel van die nuwe verbond. Ons word in die nuwe verbond ingesluit. Hoe? Deur die besnydenis. Deur die bloed. Die bloed van die kruis. Halleluja. En nou, omdat ons die besnydenis is in die Nuwe Testament, in die gees, is ons, Paulus sê dit, hy sê ons is die ware Israel van God. Halleluja, dit almal met 'n nuwe hart. Al die beloftes wat aan Israel gedoen is, alles wat die Here vir Israel gesê het, van Abraham, Isak en Jakob, dit is nou ons deel in die gees, want ons is die nuwe, ware Israel van God. Dit is waarom, of jy 'n Israeliet is, en of jy 'n heiden is, 'n volkstam, nasie, taal, enigiets, maak nie saak wat, jy moet deur die besnydenis van die hart gaan, en jy kan alleen daardeur gaan, as jy jouself saam met Christus kruisig, sodat jy saam met hom kan sterwe, en dan in deur die doopwater later opstaan in 'n nuwe, om in 'n nuwe lewe te wandel, 'n nuwe mens. Halleluja. Nou, sê die woord van die Here. Ek gaan net so 'n paar verse lees oor hierdie nuwe hart. En ons kry dit al daar in Spreuke ook. Hy sê in Spreuke 2 vers 10. Hy sê, want wysheid sal in jou hart opkom. Nou hier is interessant. Wie is die wysheid van God? Christus.
En nou dat ek 'n nuwe hart het, waar die wysheid gaan in my hart opkom? Die wysheid van Christus. Dit kan ons reg deur die Nuwe Testament lees. En kennis vir jou siel lieflik wees. En hierdie ding maak my bekommer. Mense, die volk van God, die kerk, dis daarom die kerk leerskole en bybelskole en bybelaande en bybelstudies en bybel dit en bybel. Laat die mens toch net die woord moet leer, sodat hulle tot kennis kan kom. Maar weet jy wat, hulle leer, hulle kom nooit tot die kennis van die waarheid nie. Dit sê die woord van die Here. Weet jy waarom? Voordat die wysheid van God nie in jou nuwe hart ingekom het, naamlik Jesus, die wysheid van God, kan jy die Bybel lees net soos jy wil. Die kennis sal vir jou verborge bly. Maar hy sê, en kennis vir jou siel lieflik wees. My seun, vergeet my onderwysing nie. Spreuke 3 vers 1. En laat jou hart my gebooie bewaar. Halleluja. Ou Testament, hart van klip, daar altyd sê, laat jy hart van klip my gebooie bewaar. Maar nou kom in die Nuwe Testament die hart van vlees, wat moet ons nou bewaar? My woord, die woord van die Here sê dit. Hy sê in Spreuke 4 vers 4, het hy my geleer en vir my gesê, laat jou hart my woorde vashou. In die Nuwe Testament met die nuwe hart, wat moet jy nou vashou? Die woorde van die Here. Wat moet jy nou in jou hart bære? Die woorde van God. Wat moet jy nou lief hê in jou hart? Die woorde van God. Dis die Nuwe Testament. Selfs in die Ou Testament word gepraat van die woorde van God, ten spyte van die wet en met sy gebooie. Die woord is lig op 'n pad en lamp vir my voete. Waar kry ek hierdie woord? In my hart. As ek nie die woord in my hart het nie, hoe sal die woord vir my 'n lig wees en 'n lamp vir my voete? Halleluja. In waar die hart? In die hart van vlees met 'n nuwe gees. Nou gaan hy verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafels van jou hart. Liefde en trou. Halleluja. Hy sê, Spreuke 3 vers 5, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En ek wil nou vandag vir jou sê, 99% van al hierdie wyshede wat mense en predikers van Hosea ensovoorts, oor die woord praat op Facebook. Hulle steun op hulle eie insig. Halleluja. Hulle vertrou nie die Here met hulle hele hart nie. Hulle wil sê, dit gaan nou gebeur en dit sal nou plaasvind. Nadat die woord gesê, dat God verander tye en geleenthede. Ons sien dinge nou gebeur, maar God kan dit verleng. God kan dit verkort, hy kan dit verander. Dit sê die woord. Nou ons wil vashou, nou, en nou gaan die wegrapping plaasvind. Dis alleen. Vertrou op jou eie insig. Hierdie predikers wat al die goed verkondig, hulle vertrou op hulle eie insig. En as die ding nie gebeur nie, dan sê hulle, ons het 'n fout gemaak. Nou, soos die een prediker sê, al het ek 'n fout gemaak, al het ek die datum verkeerd gehad, God het vir my gesê, wat 'n leienaar. En nou sê in Spreuke 4 vers 3, hy sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Kom maar sê ek nou vandag vir jou. As jy nie 'n nuwe hart ontvang het, as jy nie op die operasietafel gaan lê, om saam met Christus gekruisig te word, en daar die kliphart is nie uitgehaal, en 'n hart van vlees ingesit nie, dan is die oorsprong van jou lewe dood in jou.
Want 'n hart van klip kan geen lewe. Baie wonderlik, die woord van die Here. Die hart van klip kan geen lewe hê nie. Hy het geen bloed in nie, hy het nie water in nie, hy het niks in. Die Here gee vir ons 'n hart van vlees, na die gees, met 'n nuwe gees. Sodat die bloed deur kan werk. Sodat die lewe wat in die bloed is kan werk. En die hart hou die vloei van die bloed aan die gang. Sodat ons, soos hy sê, as ons gemeenskap, as ons in die lig wandel, soos hy in die gemeenskap, in die lig is, en het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit meen, die hart klop die hele tyd die bloed, wat my kan reinig van al my sonde. Nou steek julle vas by die doop, en by die Heilige Gees. Ek sê dit weer. Wanneer ek dink aan al hierdie dinge, dink aan die wedergeboorte, dan sê ek, my God, hierdie weergebore is om absoluut in hierdie vlees 'n nuwe hart en 'n nuwe gees te kry. Halleluja. Hierdie vlees, 76% is dit water. Halleluja. En wat kry ons nou? Weergebore uit water en gees. Dis nou die geestelike water. Want die nuwe hart, die geestelike hart, daardie liggaam, daardie nuwe mens, het geestelike water. En hy het die gees van God. En dis die wedergeboorte. Maar die wedergeboorte begin by 'n nuwe hart. En ek met die ou hart van klip lê op dieselfde tafel as die tafel waarop ek 'n nuwe hart gaan ontvang. En dit is aan die kruis. Dit meen ek sterwe daar, want my ou hart word uitgehaal. Oh, halleluja. Prys die Here. Net gou verder gaan in die woord van die Here, want daar's 'n paar mooi. Hy sê in Levitikus, en hierdie was vir my mooi toe ek het lees. 19 vers 17, jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berisp. En hierdie was vir my een van die mooiste uit die Ou Testament, uit die Ou Testament. Sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Dit meen, ek moet my broer en my suster berisp, maar die Nuwe Testament sê teregwys, vermaan, bestraf, ensovoorts. En nou as ons dit vandag doen, dan hoor jy jou skree, die kinders van die Here wat 'n nuwe hart moet hê. Wie is jy om my te oordeel? Ek wil nou vandag vir jou sê, as jy rondloop met hierdie idee, dan het jy nog die hart van klip in jou binneste. Jy beter sorg dat jy aan die kruis kom. Jy beter sorg dat jy saam met Christus gekruisig word. Dat hy daai ou hart kan uithaal en vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in jou binneste kan gee. Gaan na die operasietafel toe. Gaan soek die grootste geneesheer. En waar gaan jy hom vind? Aan die kruis. En hierdie geneesheer sal jou ou hart uithaal en vir jou nuwe hart insit. En jy sal geestelik gesond word. Halleluja. So, moenie iemand vermy wat vir jou sê, jy doen iets verkeerd, of daar is sonde in jou lewe. Moenie vir hom sê, wie is jy om my te oordeel nie. Dis 'n hart van klip wat so praat. Hy sê, in Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou siel en met jou krag. Halleluja. Met jou hele hart. Waar in die Nuwe Testament, jy moet die Here jou God lief hê. Dis die 2 gebooie en jou naaste soos jouself. Hy sê, nou sê hy, jy moet die Here God jou lief hê met jou hele hart. Waarom? Want God stort sy liefde in ons hart uit wanneer ons die Heilige Gees ontvang. Dit meen, jy moet die Here God nou lief hê met jou hele hart, wat ek het my liefde in jou hart uitgestort, so jy moet my lief hê met jou hele hart.
met jou hele siel en met jou hele krag, al jou krag. Hy sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Maar hoe kom dit in my hart van klip? Kan nie. Wanneer het dit in my hart gekom? Wanneer ek die hart van vlees ontvang het, en die Here kan nou, deur die Heilige Gees, sy liefde in my hart uitstort. En hierdie woorde moet in jou hart wees. Halleluja! Prys die naam van die Here. Hy sê, Psalm 73 vers 26, al beswyk my vlees in my hart, God is die rots van my hart en my deel tot in ewig. Halleluja. Daar is so baie skrifte. Halleluja. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Daarom het Paulus baie mooi dinge geskrywe, maar ek wil net gou 'n paar goed hier lees. Hy sê Romeine 1 vers 21, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het of hom gedank nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorleggende en hulle onverstandige hart is verduister. Ek wil vandag jou waarsku, het jy 'n nuwe hart? As jou hart onverstandig raak, as jy dit wat vanmôre wat jy nie gehoor het nie, as jy dit nie verstaan nie, dan is jou hart besig om onverstandig te raak. En is verduister. Deur wat? Deur jou eie insig, jou eie wil. Ek wil dit so sien, ek wil dit so hê, ek soek nie hierdie ander dinge nie. Dan word jou hart verduister deur jou eie onverstandigheid. Halleluja. Net gou verder gaan. Maar wat sê die woord? Van die begin af, wat was dit gewees? Hy sê in Genesis 6 vers 5, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens wat op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. Wat was die mens gewees? Daar is hy, die hart van klip. Die 6 vers 6, het dit die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smarte in sy hart oor die mens wat gesondig het. Dis waarom in Jesaja sê, 'n man bekend met smarte en met krankheid. Waar het God se smarte begin? Toe God die boosheid van die mens op aarde, die versinsels wat hy bedink in sy hart, altyd deur sleg was, het dit God berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smarte in sy hart, en daarom kom hy in die Ou Testament en hy sê, ek sal vir jou 'n nuwe hart gee, 'n hart van vlees. Ek sal die hart van klip uithaal en 'n nuwe gees gee, en 'n nuwe hart van vlees. God het geweet wat moet gebeur, maar daar's net een manier hoe dit kan gebeur. Sy seun moet op die operasietafel kom en versny word, sodat ons in hom, deur hom en tot hom kan kom in Christus. Deur wat? Deurdat God die hart van klip uithaal en die hart van vlees insit. Genesis 8 vers 21, en die Here het die lieflike geur geruik, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het. En hier kom, halleluja, een van die baie mooi verse. Genesis 18 vers 5. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Halleluja.
Hy sê, daarna kan u verder gaan. Want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê. Ons het gisterand aan die tafel van die Here gesit. Maar hoor, halleluja. Christus is die brood van die lewe. En hy is die bloed van die Nuwe Testament. En hier sê die woord, en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Dit meen, Here Jesus gee sy liggaam as brood, sodat wanneer ek nie net by die nagmaaltafel nie, wanneer ek hierdie brood, wat eintlik die woord van God ook is, hierdie woord, wanneer ek 'n stukkie daarvan eet, waar ek alleen is met die Here, waar ek besig om te werk ensovoorts, kan ek 'n stukkie van hierdie brood eet, naamlik die woord. En dit versterk die nuwe hart. Man, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Want hy is die brood, hy is die woord. En as hy elke oomblik, en dis baie kinders van die Here se probleem, hulle nuwe hart word nooit versterk nie. Hulle klewe aan smarte en ellende en kla en memoreer en weet nie wat alles nie. Waarom laat die Here dit toe al hierdie snaaks so? Jou hart het verswak, weet jy waarom? Jy het lanklaas 'n stukkie brood geëet wat jou hart kan versterk. God, die Vader, het gesorg dat wanneer ons van die vlees oorgaan na die gees, dat daar vir ons voedsel en drank sal wees. En die ware voedsel is die liggaam van Christus. En die ware drank is die bloed van Jesus. Die Vader het daarvoor gesorg, sodat hierdie hart versterk kan word. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Oh, glory to God, daar is so baie, maar ek wil net gou nog 'n paar aanhaal. Hy sê Romeine 12, 2 vers 5, maar ooreenkomstig jou verharding en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou 'n toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaarmaking van die regverdige oordeel van God. Verharding. En dis dan daarom sê hy, soos wat die Heilige Gees by Hebreërs 3, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. Wat is sy stem? Halleluja. Wanneer laas jy die stem van die Here gehoor? Dis die stem van God. Want hy spreek deur die woord. Dis die stem van God. Want die Here spreek deur die woord. En wanneer spreek die Here? Deur die Heilige Gees. Die woorde wat die Here Jesus gespreek het, die Heilige Gees herinner ons daaraan en hy bring dit vir ons uit. Halleluja. Hy sê, want in vroeger dae het God gespreek deur die profete ensovoorts, maar in die laaste dae spreek hy deur sy seun. En sy seun is die woord. En as jy dit nie kan hoor nie, is dit te vergeefs. Halleluja. Vra mense, nou hoe weet jy wanneer spreek die Here met my? Weet jy wat, as ek die woord oopmaak, dan spreek die Here met my. Maar ek het 'n probleem, hoekom spreek die Here my nie? Gaan lees dit die woord, daar is die antwoord. Maar ons soek, die Here moet nou vir my iets sê, want ek is in hierdie situasie. Nee, ek soek nie daarna nie. Al is ek 'n wat situasie. Weet jy wat, ek gaan na die woord toe, want dis wat die Here gesê. So spreek die Here met my, tot vandag toe, deur die Heilige Gees, wat my leer en lei in die hele waarheid. Halleluja. Nou, maar as ons harte verhard, dan kan die woord van God nie meer ingaan nie. Hy sê in Efesiërs 4 vers 18, mense wat verduister is in die verstand, vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle harte. En hier is 'n interessante ding.
Sover dit die kruis en die bloed van die kruis aangaan, is daar onder die volk van God. Hoor wat ek sê. Halleluja. Onkunde aangaande die lewe van God. En waar is die lewe? Die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe, sê die woord. So as ek saam met Christus gekruisig word, dan word ek in die lewe ingekruisig. Deur die bloed. Want die lewe is in die bloed en die siel is in die bloed. Halleluja. En dan deur hierdie versnyding aan die kruis, word daar 'n hartsverandering vir my gegee, 'n hart van vlees. En as jy vervreemd raak van die lewe van God, hy sê, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. Mense, as u al die kommentaar gelees het wat al gekom het oor dat ek oor die bloed gepreek het, sal u verstaan. Mense wat vanweë onkunde hulle verharding van die hart na vore gebring. Hulle hou net aan. Jy kan net gered word as jy glo en jy laat jou doop. Die bloed het niks daarmee te doen nie. Want die doop kan jou vergewe en die doop kan jou sondes afwas. En die bloed het niks daarmee te doen. Die onkunde vind daar verharding van die hart plaas. En dit vervreemd hulle van die lewe van God wat daar in Christus Jesus is. Want die lewe van God in Christus Jesus kom deur die bloed. Hy sê, die woord sê dat baie belangrik. Hy sê, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Jy dit meen, nou kom hy in 1 Timoteus 1 vers 5. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Timoteus 2 vers 22. Hy sê, maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde en vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanbid. Hier is 'n interessante ding. Die hart van klip kan nooit 'n rein hart word. Jy weet nie waarom? Want daar's geen bloed in hom. Ek het 'n hart van vlees en waar die bloed loop deur die hart van vlees, hierdie nuwe hart, die bloed van die lam. En as gevolg van hierdie bloed, kry ek 'n rein hart en nou kan ek die Here saam met almal wat 'n rein hart het, die Here aanbid. Halleluja. Dan sê hy in Hebreërs 3 vers 10, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weer nie leer ken nie. Prys die Here. En nou sê hy in Hebreërs 3 vers 12, sorg daarvoor broeders, dat daar miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig geword het. Dit meen, as daar 'n bose en 'n ongelowige hart in jou is, nadat jy by die kruis gekom het, dan het dit gebeur as gevolg van jou eie onverstandigheid en geen kennis gehad het van die lewe van God en Christus nie, wat alles deur die kruis plaasgevind het nie. Halleluja. Maar ons moet die mense vermaan, sodat hulle nuwe hart nuut kan bly. Halleluja. Sodat hulle rein harte kan hê, saam met ons Christus kan aanbid met rein harte, sodat ons vir ewig in Christus kan bly, wat alles plaasvind deur die bloed, omdat ons 'n nuwe hart ontvang het. Halleluja. Prys die Here. Ek gaan afsluit, ek gaan net die ene versie vir u gee, want dit is 'n baie mooi versie. Hy sê die mooi woorde, Romeine 8 vers 27, en hy wat die harte deursoek, weet jy wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Hy wat die hart deursoek, waar die hart deursoek God, deursoek die Here 'n hart van klip,
Nee. 'n Hart van vlees. Hy deursoek hom. Waarom? Deursoek hy hom. Om te weet wat hy bedoel. Dit ben as ons bid, en ons weet nie meer wat om te bid nie, dan deursoek God my hart van vlees. 'n rein hart. En dat die bloed deur my vloei, om my gedurig te reinig van sonde. Ja. En as God, ek wil amper sê, as God die bloed in die nuwe hart sien, weet wat die bedoeling van die Gees is. Dan weet God wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig in die wil van God vir die heiliges intree. Halleluja. Galasiërs 4 vers 6. Omdat julle kinders is, en dit is baie interessant, net die kinders van God kry 'n nuwe hart, waardeur die bloed vloei, 'n nuwe gees, ensovoorts. Het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. 'n nuwe hart, met 'n nuwe gees, waar die gees, die gees van sy seun in ons harte uitgestuur, en deur dit kan ons roep Abba Vader. Dit meen 'n nuwe hart, met die bloed van Jesus, halleluja, met 'n nuwe gees. Nou kan ons waarlik wees kinders van God, en deur dit kan ons tot die Vader roep, Abba Vader. Alles deur die bloed. Halleluja. En die laaste versie, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Halleluja. Sorg dat jy 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in jou binneste gee. En jy kan dit alleen ontvang aan die kruis, om saam met Christus gekruisig te word. 'n Nuwe hart en 'n nuwe gees. Dis baie belangrik. Prys die Here. Vader, ons wil U eer en loof. U het U seun verbrys tot ons voordeel en ewige lewe. Sodat die hart van klip uitgehaal kan word, en 'n hart van vlees met 'n nuwe gees ingesien. Baie dankie dat ons het alles bekom as gevolg van U kruisiging, U kruisdood en die bloed van die kruis. Ons eer U dat ons nou kan wandel as nuwe mense, en alles het vir ons nuut geword in ons lewens. Eer U daarvoor en ons prys U. Laat ons dan vashou aan dit wat die Gees ons leer. Baie dankie, ek vra dit alles in Jesus naam. Ek seën elkeen en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Ek wil net vir U herinner daaraan, onthou môreoggend 10:00, boodskap wat ek gaan bring is die doderyksdiens. Die doderyksdiens. Halleluja. Ek wil jy moet baie mooi kom luister, wat het die bloed werklik vir ons gedoen? Doderyksdiens. Wat het die bloed vir hulle wat in die sonvloed gesterf het, gedoen? Doderyksdiens. Kom luister, en ek glo dit gaan vir jou seën wees. Die Here seën U almal, en ons prys U naam daarvoor. Amen.